Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Jy is weer vandag hierso en besig om na hierdie video te kyk want jy is besig om 'n gewoonte in jou lewe te vestig waar jy daagliks tyd in die woord van die Here spandeer en uit elke hoofstuk van die Bybel besig is om 'n gedagte te vat, daaraan te kou en Jesus daarin raak te sien en toe te laat dat die Heilige Gees dit in jou lewe uit laat werk, jou daaraan meet en jou transformeer. Ek moedig jou weer aan om die hele hoofstuk te gaan lees en nie net hierdie videoetjies te kyk nie. Want vandag kyk ons na Matteus hoofstuk 28 vers 18 tot 20 en die opskrif is volle mag. Ek lees vir jou. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels: God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreld geskiedenis. Ons noem dit die groot opdrag. Maar sien die breër konteks aan hierdie opdrag. Dit is dat Jesus het opgestaan uit die dood en vir die eerste keer nou na sy opstanding ontmoet hy sy disippels in Galilea en hy groet hulle met hierdie woorde wat ons nou gelees het. Hy verklaar aan hulle dat volle mag oor hemel en aarde aan hom toevertrou is. En hierdie verklaring het so 'n vrede wat daaraan gekoppel is. Die werk is gedoen, dit is volbring, die oorwinning is behaal, die vyand kan nie meer wen nie. Alle mag behoort aan Jesus. Vanuit hierdie wete stuur Jesus dan nou sy disippels om disippels te gaan maak, om navolgers van Jesus te maak, net soos wat hulle navolgers van Jesus is. Hulle moet nou die goeie nuus gaan verklaar van wat hulle beleef het en wat hulle gesien het en wie hierdie Jesus is. En dan beloof Jesus dat hy self altyd by hulle sal wees tot met die volëinding van die wêreldgeskiedenis. Wat beteken dit vir my vandag? As ek vergeet dat van hierdie opdrag en ek vergeet van hierdie bemoediging en hierdie belofte wat Jesus hierso maak, dan lyk dit vir my baie keer asof die politiek maar net maak wat hulle wil, mense maak wat hulle wil, boosheid steek kop uit orals, maar ek moet dit alles sien binne die raamwerk van Jesus se verklaring dat alle mag aan hom gegee is. Daarom sal ek nie vrees nie. Daarom sal ek selfs, al sou ek my lewe verloor en al sou ek skade ly, weet, my gees kan nie skade ly nie. My gees is vas en seker by Jesus. Al sou die storms kom, al skud die lewe om my, sal die rots waarop ek staan nie ingee of skuif nie. Ek sal daarin rus en vrymoedigheid hê en in vrymoedigheid leef in vrede, want ek weet Jesus besit volle mag en ek is ingesluit daarby. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek glo dit wat U sê. U het nog altyd gedoen wat U sê en U kan nie 'n leuen vertel nie. U het opgestaan uit die dood, nes U gesê het. U gaan terugkom aarde toe, nes U gesê het. En aan U behoort al die mag, nes U gesê het. Dit staan vas en dit kan nie verander nie. Ek sal vandag met hierdie wete leef. Amen. Die Here seën jou. Deel hierdie gerus met iemand wat nodig het om dit te hoor. Tot 'n volgende